Het een van julle al hierdie som gedoen? 70 maal 7. Moenie alleen voel nie. Ek het as gevolg van 'n paar mense in my lewe ook al my optelmasjienkie uitgehaal en somme begin doen. Jesus daag ons daarom verskriklik baie uit met hierdie som. Party mense verdien mos nie om soveel kansse te kry nie. Wie van ons het in elk geval soveel vergifnis binne ons? God alleen kan soveel kansse gee. Die antwoord van hierdie som is nie 'n getal nie, maar 'n woord. En daardie antwoord kom uit God se hart deur sy seun Jesus Christus. Die antwoord vir 70 maal 7 is oneindig. Die woord vir oneindig lief hê, wat Willem net vir ons mee gehelp het, is baie interessant. Die koning kry die slaaf wat vir hom so baie geskuld het, uit sy hart uit. Daai Griekse woord is so baie spesifieke Griekse woord wat sê, dit kom uit 'n baie besondere diep plek in die koning se hart. En dit is wat die koning ook aan die einde dan sê, vir die slaaf wat nie kan vergewe nie. Hy sê, maar ek het dan vir jou genade gevind diep in my hart. En was daarna nie in jou hart dieselfde nie? Wat was dan in jou hart? Julle, ons moet dit hoor. Die antwoord vir daai som kom uit 'n baie diep plek uit ons hart uit. Vergifnis bereken jy nie met sommetjies nie. Vergifnis het niks te doen met die ander ene se skuld of wie die ander persoon is nie. Die vraag is nie eers, verdien die ander een vergifnis nie. Vergifnis het diep in God se hart begin. Van daaruit het hy sy enigste seun met ons gedeel. En die koning vra presies dieselfde vir my en jou. Weet jy, die eerste keer toe ek gehoor het dat hierdie eintlik 'n slaweklok was, wat die slawe na die kerk toe geroep het ek gedink, wat op dese aarde soek 'n slaweklok op die kerk se gronde? Maar nou dat ek die Matteus teks lees en ek sien hoe die koning die slaaf vrymaak van sy laste, kan ek verstaan, jy weet, hoekom hierdie klok hierso staan, om ook die klok te lui, om ons wat slawe is van hierdie wêreld, ook te roep, om vry te kom word hier by die koning van die heelal. En dan stuur hy ons weer verder uit, om die ander slawe te gaan vrymaak, net soos hy ons vrymaak. En dit is daai oneindige liefde of vergifnis wat God vir ons gee deur sy seun Jesus Christus. Dis 'n wonderlike geskenk. In die gelykenis sê Jesus dat die slaaf wat miljoene se skuld afgeskryf gekry het en wie se vrou vry was en sy kinders vry is daardeur. Vir hom was dit baie moeilik toe hy sy medeslaaf raakloop en sy medeslaaf het vir hom net 100 van die muntstukkies geskuld. Maar dan staan daar, hy het hom aan sy keel gegryp en hy het hom gewurg en hy het vir hom gesê, betaal my wat jy my skuld. Ons moenie dit ligtelik maak nie, julle. Vergifnis is 'n vrek moeilike ding. Dis nie maklik om te vergewe nie. En Jesus probeer in sy gelykenisse sê, ag, dis net maklik nie. Jesus wil juis hierdie geldstorie vir ons gebruik, hierdie ding van geldskuld, wat baie naby aan ons harte lê, om te sê, om iemand anders te vergewe beteken, jy spreek hom vry, maar iemand moet die koste daarvan dra. En as ek wat die koste dra, as ek die ander ene vryspreek. Dis waarom Jesus vir sy disippels net so 'n bietjie tevore in hoofstuk 16 herinner het en gesê het, elkeen wat agter my aankom en ek nooi julle kom agter my aan, jy sal jouself moet verloon en jy sal jou kruis moet opneem. En volg my dan in die nuwe manier van leef, want dit is hoe ons leef in die koninkryk, julle.
Ek dra die koste van my broer se skuld op my. Ons is kruisdraers. Dis nie verniet dat die simbool van ons Christelike geloof 'n kruis is nie. Dis die kruis wat ek moet dra om die ander een te kan vergewe. Jesus sluit die gelykenis af en dan sê hy hierdie woorde: So sal my hemelse Vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Van harte vergewe julle beteken om te vergewe vanuit 'n baie besondere nuwe plek in jou hart. 'n Plek wat jy ontvang het omdat die koning jou miljoene afgeskryf het. Julle, dit beteken nie dat Jesus sê ek moet 'n beter mens word en as ek vergewe gaan ek die beter mens wees nie. Wat Jesus hiermee bedoel is, my hart word nou vir my broer gegee en vergifnis beteken eintlik ek wil vir my broer op 'n plek vry sit dat my broer nie belas is met die skuld tussen ons nie, maar my broer of my suster raak vry om te blom en te groei. Vergifnis sê, ek gee jou die vryheid. Ek wil jou die spasie gee om te kan lewe. Dis waarom my vergifnis van die koning wat die slaaf vryspreek van sy miljoene skuld. Nie net die slaaf vrygemaak het nie, maar ook die slaaf se familie, sy vrou en sy kinders. My hemelse Vader wil hê, dis presies wat julle vir mekaar moet doen. Mag dit die geloof wees wat ek en jy oefen wanneer ons saam met mekaar agter Jesus Christus aanstap hierdie week. Amen. It's the hardest thing to give away, and the last thing on your mind today. It always goes to those who don't deserve. It's the opposite of how you feel when the pain they caused is just too real. Takes everything you have to say the word forgiveness. Forgiveness. It flies in the face of all your pride. It moves away the mad inside. It's always anger's own worst enemy. Even when the jury and the judge say you got a right to hold a grudge, it's the whisper in your ear saying set it free. Forgiveness. Forgiveness. It'll clear the bitterness away. It can even set a prisoner free. There is no end to what its power can do. So let it go and be amazed by what you see through eyes of grace. The prisoner that it really frees is you. Forgiveness. Forgiveness. Impossible.
as die skoonheid van sterre in die nag. Meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om U te ken. Meer as silwer, meer as geld, al die blomme, die diere in die veld. Meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. Aan 'n kruis en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf en dink aan ons, meer as Mag die genade van ons Here Jesus Christus En die liefde van God ons Vader. en die nabyheid van die Heilige Gees met ons wees. Amen. meer as